As ons gesels oor aksie, dan beteken dit werk met wat jy het. Soms kan 'n mens so onmoedig voel vir die volgende stap wat 'n mens moet neem. Ons vind allerlei verskonings om nie tot aksie oor te gaan nie, al weet ons duidelik wat ons opdrag is of wat die regte ding is om te doen. Die goeie nuus is dat ons in die Bybel ook mense vind wat allerlei verskonings gee, hoekom hulle nie God se opdrag op daardie tydstip kan uitvoer nie. En een so 'n persoon is byvoorbeeld Moses. In 'n merkwaardige toneel by die brandende bos waar God aan Moses hom bekendstel en vir hom die opdrag gee om die Israeliete uit Egipte uit te lei, het Moses begin verskonings uitdink hoekom hy nie die een kan wees om dit te doen nie. Hy fokus op sy tekortkominge. Hy noem, ek is nie welsprekend nie. Bovendien is hy 'n vlugteling omdat hy Egiptenaar doodgeslaan het. Hy twyfel ook of die Israeliete hom enigstens sal glo. Alles legitieme verskonings. Tipe verskonings wat enige een van ons kan uitdink en sou uitdink en dalk ergens alreeds gebruik het. Maar God werk anders as wat ons dink hoe dinge moet werk. God reageer met 'n baie eenvoudige vraag waarvan ons lees in Eksodus 4 vers 2. Toe vra die Here vir hom, wat het jy in jou hand? 'n kierie, antwoord Moses. 'n kierie is 'n alledaagse voorwerp. Is 'n stuk hout wat hy gebruik om hom mee te verdedig partykeer of te stut of om sy diere mee te beskerm. Dis so gewoon dat 'n kierie eintlik misgekyk word. En tog is dit juis hierdie eenvoudige en alledaagse voorwerp wat God sou gebruik. Ons lees dat God juis hierdie kierie verander in 'n slang en toe weer terug in 'n kierie verander. En hierdie kierie word later gebruik om die Rooi See te kloof sodat die Israeliete veilig en droogvoets kan deurgaan. En hierdie kierie word gebruik om teen 'n rots te slaan sodat hulle water in die woestyn kan hê vir die volk. So God se mag is dit wat jy het, al voel dit vir jou hoe gering, is daardie gawes, is daardie hulpbronne wat jy reeds het, genoeg. Werk met wat jy het. Leef geïnspireerd.